Goeiedag en welkom by nog 'n episode van die Skoolkompas en ek is baie opgewonde vandag. My gas is Clara de Wet, 'n verteenwoordiger van Afrikaans.com. Baie welkom Clara. Sê ek nou reg, Afrikaans.com of Afrikaans.com? Afrikaans.com is 100%. Hallo Daniela, dis lekker om hier te wees. Dankie vir die moeite en dat julle kom gesels. Ek is 'n getroue ondersteuner en leser van Afrikaans.com. Ek hoop die mense wat kyk ken julle ook al. Indien nie, nee probleem nie, want ons gaan hulle vandag als vertel van Afrikaans.com. Alle dekade van Afrikaans.com, is ek reg? Vertel my 'n bietjie van die wortels van julle organisasie. Ja, Daniela, ons is so bevoorreg om 10 jaar te vier hierdie jaar. En is eintlik 'n projek wat begin het met die oog daarop om persepsies van Afrikaans te verander en positief te beïnvloed. En ons het te besef om persepsies te verander is nie iets wat oornag gebeur nie. Dit vat nogal baie inspanning en tyd en moeite. En dit is hoe ons opgekom het met die idee om 'n handelsmerk te vestig, sodat daar iets tasbaar is wat die positiewe, die mooi, die diversiteit van Afrikaans kan uitbeeld. En dit is hoe die handelsmerk ontstaan het en dan die onderskeie projekte en platforms wat daarmee gepaard gaan. So ons doel in ons harte is regtig om die nut, die waarde, die diversiteit en die lewenskragtigheid van Afrikaans te vier en te verken. En soos ek vir jou genoem het, ons het platforms is 'n baie belangrike forum en 'n vorm van uitdrukking om dit te kan bewerkstellig. So ons het deur die tyd al die webtuiste begin met 'n volle 1 besoeker wat dit besoek het. Was dit een van julle? Ja, dit is definitief een van die interne spanlede. En ons is regtig net so bevoorreg om vandag te kan sê, ons kry gemiddeld 104,000 besoekers per maand op ons webtuiste. Ons het 3 maande amper 'n rekordmaand gehad van 119,000 unieke besoekers. So ons webtuiste, ek dink die inhoud en die inligting wat daar gedeel word, alles is gratis en dis 'n by mekaar kom plek en 'n tuiste vir alles oor Afrikaans. So dis vir ons baie lekker om dit daar te kan vier en natuurlik ook op sosiale media platforms. Ons sien maar met die dag, ja, TikTok het in die laaste 9 maande verdubbel. Ons staan op 77,000 volgers net op ons TikTok kanaal. So ons probeer regtig op alles platforms die mooi en die lekker van Afrikaans deel en ook die instellings soos julle se werk uit te lig, sodat die ouens daar buite kan sien, kyk wat gebeur in Afrikaans, dis so dinamiese taal, en ons het net alle rede om dit te vier, en trots te wees daarop. Ja, en julle kan trots wees op wat julle vermag het in 10 jaar. Ek wonder nou sommer toe julle begin het, was daar die webadres Afrikaans.com, was dit beskikbaar of moes julle dit by iemand anders koop? Was jy toe betrokke? Dit was net voor my tyd. Daar's altyd 'n bietjie ook van 'n interne grappie aan die gang om te dink, soos, wow, ek was in my besig met my honeursjaar op universiteit, toe Afrikaans.com begin het, en net daarna het ek aangesluit, en ons het eintlik die domein, het aan Koos Becker behoort. Ja. En ons moes die domein by hom gekoop het. So die Trust vir Afrikaanse Kuns, Kultuur en Erfenis befonds Afrikaans.com, so hulle maak dit moontlik. Maar daai tyd was daar onderhandelings om toe nou die handelsmerk oor te koop. En dit was toe nou 'n hele proses gewees. Dis 'n interessante storie. Ek is nou bly ek het gevra en toe het julle vir Koos Becker uitgekoop. Ja. Dan moes julle inderdaad goeie onderhandelingsvermoë gehad het om dit reg te kry, wel gedaan. Jy sê nou ons hierdie groep mense wat dit begin het. Jy sê jy was 'n jong student, ook opwindend seker om jou loopbaan so te begin, maar wie is hierdie groep mense wat hierdie visie gehad het en hierdie wonderlike taak vermag het? Ja, daar kan ons regtig net erkenning gee aan Teens Elof, Dr. Teens Elof. Hy is die voorsitter van die Trust vir Afrikaanse Kuns, Kultuur en Erfenis. En dit is eintlik waar die behoefte ontstaan het om te sê, hoe kan ons Afrikaans bemark en persepsies verander en mense meer positief maak daaroor. En daar was toe 'n geleentheid waar hulle bietjie meer inligting gedeel het oor wat die droom is, maar dit was sover die instruksie gestrek het. En toe van daar het Melanie Vosloo, sy is ons projekbestuurder, sy was toe betrokke om 'n voorlegging te doen en eintlik maar 'n konsepvoorstel te doen en as verteenwoordiger van App Marketing, en dit is hoe dit toe nou gebeur het dat ons die geleentheid gekry het om Afrikaans.com te vestig en uit te bou. En dit was eintlik aanvanklik veronderstel om 'n 3 jaar projek te wees, en ja, ons is net so dankbaar as ons kyk wat het in 10 jaar gebeur, en ons is dankbaar vir almal wat deelgeneem het of betrokke was of regtig net die taal saam met ons vier, want te danke daaraan kan die platform voortleef en kry ons voortdurend insette wat ons kan gebruik om dit verder uit te bou en daai positiewe beeld te skep. Ek kan ook dink die idee wat mense seker nou 'n dekade gelede gehad het en wat dit nou in ontwikkel het, is eintlik 2 verskillende idees, want die media landskap verander soos jy het nou gepraat van TikTok. Ek glo 10 jaar terug
ek kan nie eers onthou of dit al bestaan het, was beslis nog nie so groot en gewild soos nou nie. So mens moet sekerlik aanpas en sien wat ook die behoefte van die mark is. So hoe sou jy nou vir iemand wat glad nie weet wat is Afrikaans.com nie? Julle het daar maar 'n verskeidenheid dinge, in diepte artikels, profiele, video's, resepte, leefstyl. So vir iemand wat dalk nou heeltemal groen is wat dit aanbetref, as jy vir hulle net moet in 'n sin sê, wat is Afrikaans.com, wat gaan jy daar kry? Dis 'n digitale tuiste vir alles Afrikaans. En jy kan van leefstyl tot leerhulp tot organisasie nuus, alle onderwerpe in Afrikaans vir Afrikaans. Dis wat ons is. En dis belangrik dat jy noem soos die relevantie van watter platform op watter gegeewe punt in tyd. En ons het begin toe Twitter nog Twitter was, voordat dit X geword het. Ek noem dit steeds Twitter, as mense dit seker lank genoeg gebruik Precies, en wat sê jy nou as jy sê jy tweet, in die werkwoord, ek weet nie, jy X, nie seker hoe werk dit nie, maar mense het alles verken, en ek dink op die eind van die dag, dis vir my wonderlik om te kan terugkyk en sê, weet jy, dis 'n ingesteldheid. Dis 'n ingesteldheid om voortdurend te groei en te ontwikkel, en ek dink dis wat 'n tol dinamies is, om aan te hou skep, aan te hou verken, en ek van die begin af het ons geweet dat jy moet 'n digitale tuiste wees, sonder enige bagasie of dinge. Ons moet hierdie plek digitaal vestig, want ons het nie noodwendige fisiese teenwoordigheid nie. En ek dink 10 jaar terug was dit die regte besluit om te neem as mens kyk waar jy in die wêreld vandag beweeg. So ons is baie dankbaar dat ons daardie besluit geneem het, maar mens moet aanhou ontwikkel en uitbou. Dit stop nie. Maar as mens so nou jou luister, sal jy nou dink, hierdie is 'n reuse maatskappy met 'n groot kantoor vol mense, maar ek weet nou, julle is regtig net 'n handjievol wat dit alles vermag. So hoe op aarde kry julle dit gedoen, en ook 'n klomp jong mense onder julle span? Ja, Daniela, dit is dis deel van wat dit so lekker maak, is dis regtig mense wie se harte vir Afrikaans is, en dit bly 'n voorreg om saam met mense te kan werk wat dieselfde, ek dink, ingesteldheid en gesindheid het, en sentiment het vir Afrikaans. So ons is 'n span van, ons is hoofsaaklik so 3-4 permanente mense wat werk op die projek, en dan het ons ook maar medewerkers met wie ons hande neem, om die las ligter te maak, maar omdat ons voortbestaan het, of voortgevloei het uit 'n agentskap uit, het ons in app marketing self ook redelik infrastruktuur en kapasiteit in die vorm van 'n reklameagentskap wat natuurlik help met goed soos grafiese ontwerp en die verpakking van die materiaal en daardie aspekte. Maar ja, as dit gaan oor die kernspan, is dit maar Melanie, Nicolette en ek, en dan soos ek sê, dan ons vir Annelie en dan ons 'n paar medewerkers wat ook so dan in wan betrokke is. Maar al daardie vaardighede wys nogal duidelik, ek moet julle komplimenteer ook op dit, die ontwerp is vars, dit lyk baie professioneel, dit lyk jonk en energiek, jy weet, dit is regtig, die kleure wat julle gebruik, die kwaliteit van julle video's is regtig goeie kwaliteit, en is, dink ek, eintlik 'n kompliment vir Afrikaans en wat alles vermag kan word, so wel gedaan. Dankie Daniela. Kom ons gesels 'n bietjie oor julle fokus op onderrig. Kom ons hier is leerhulp is een van julle vlaggenskap projekte. Hoe dit ontstaan en hoekom het julle besef daar's regtig behoefte om te fokus op onderrigmateriaal? Daniela, so 3-4 jaar gelede, ons mandaat is nog altyd om Afrikaans, om die beeld te bevorder. Alles wat ons doen, vir ons onsself af, bevorder dit Afrikaans. En ons het op 'n punt gekom waar ons gesê het, goed, ons fokus baie op die verskeidenheid, en jy weet, daar's 'n leefstyl fokus, en daar's taalnuus, en daar's al die aspekte tot dit. Maar moedertaalonderrig bly 'n kritiese, eintlik maar 'n knelpunt wat ons moet aanspreek, en ons het 'n verantwoordelikheid omdat ons 'n platform het om mense in te lig. En toe het ons besef, weet jy, daar's 'n regtige behoefte daar buite aan gratis gehalte leerhulpmateriaal. En nie almal het altyd toegang tot hierdie materiaal nie, jy weet, as jou kind in 'n goeie model C-skool is, dan dink ek nie mense is altyd bewus van die tekortkominge daar buite, kinders wat nie noodwendig daardie toegang het nie. So ons het toe besluit om met 'n leerhulp afdeling te begin, en ons is meer bemarkingskenners, so ons het toe hande geneem met mense wat regtig spesialiseer in die onderwys, van vroegkinderontwikkeling tot op matriekvlak, en gesê, goed, hoe kan ons materiaal skep wat belyn met die kurrikulum, dis baie belangrik. So dis aanvullend? Ja, aanvullend, en ons sê altyd dit vervang, of dit komplementeer die kurrikulum, dit vervang dit nie, maar dit gee net addisionele hulp wat jy nie noodwendig die leksheid voor het om na ekstra klas toe te gaan, as jy nie, jy weet, daardie platform tot jou beskikking het nie. So,
het ons net besluit ons moet dit bloot ontwikkel en ons moet met die regte mense hande neem en dit is hoe dit eintlik maar ontstaan het en uitgebou het. En dis nie iets, jy weet, Rome is nie in 'n dag gebou nie. Dit het baie tyd gevat om dit net tot stand te bring, maar natuurlik die onderhoud daarvan. Ons doen moeite om seker te maak dat mense wat ook kenners is en onafhanklik is, dit baie keer audit en vir ons terugvoer gee en sê, goed, kyk hierna, kyk daarna. Want dit is vir ons belangrik om inligting daar buite te sit wat regtig van goeie gehalte is. Daar ontstaan maklik persepsies as iets gratis is, of 'n skeptisme van, okay, maar is dit nou gehalte inhoud? En dit is presies wat ons nie wil hê nie. Ons wil dit vir almal toeganklik maak. So daar's regtig, as ons kyk na die teikenmarkte op wie ons die leerhulp afdeling gerig het, kyk ons na ouers, leerders en onderwysers. So dit moet vir almal toeganklik en bruikbaar wees. En wat is van die uitkomste wat julle gesien het, of die gebruikers natuurlik ook, wat is baie gewild? Was daar iets wat julle verras het? Wat doen besonder goed op julle webwerf vir leerhulp? Weet jy, Daniella, ons sien ons in diepte artikels doen besonder goed. Dis interessant. Ja. Nie die kort brokkies. Ja. En dit is nogal, dit het ons weer eens laat besef dat mens maak maklik aannames en dink, goed, ouers weet hoe om hierdie kwessie aan te spreek, of hulle, jy weet, hulle is gemaklik hiermee, omdat jy dalk elke dag daarmee werk. Maar dit het ons net weer kom wys, weet jy wat, daar's gesprekke wat mens moet voer, waar mens nie naaste my genoeg praat nie. En ons het artikels daarvan, soos jou kind wat leerprobleme het, tot depressie, so dit spreek ook geestesgesondheidsaspekte aan. Verskillende, regtig die moeiliker gesprekke oor ouerskap. Dit het net vir ons die bevestiging gegee, dat daar 'n behoefte is, en dat ons moet voorthou of voortduur om hierdie inligting te skep. En moet julle baie bemarking doen? Is onderwysers redelik bewus van julle? Sien julle dat die onderwysers die ekstra hulpbronne gaan aflaai en dit gebruik? Wat is van die terugvoer wat julle daar kry? Ja, ek moet sê ons by die skole waar daar kontak is, kom ons agter, of in die forums waar ons is, dat onderwysers wel Afrikaans.com gebruik, maar dan kom jy ook op plekke waar jy agterkom, mense weet nie van hierdie hulpbron nie. So ons doen regtig baie moeite om die handelsmerk en die platform te bemark, ook op sosiale media, en dis hoekom ons teenwoordigheid op al die platforms wil hê. Maar ek wens baie keer mens kan net iewers op 'n dak staan en uitbasyn, gaan Afrikaans.com toe, daar is weer hulp en hulpbronne, want ons kry baie positiewe terugvoer, sodra mense dit ontdek het en bietjie gaan rondspeel het en dit ervaar het, dan kry ons regtig positiewe terugvoer, en mens, dis altyd vir ons so lekker om te hoor 'n onderwyser wat sal sê, jy weet, ek het hierdie leesstuk in 'n toets gebruik, of in 'n assessering, of in die klas, dan voel mens, okay, daar's regtig waarde in wat 'n mens doen, en dit maak die verskil wat ons droom dit moet maak. So ek het nou 2 dogtertjies wat voorskool is, ons begin nou amper met skool, maar 'n graad R en 'n 3-jarige. So wat kan ek vir my vriendinne wat ook nou kinders van dieselfde ouderdom het, wat sal hulle vind op die webwerf vir hierdie voorskoolse en vroeë kinderontwikkeling? Wat kan ons daar gaan aflaai? Wat kan ons doen? Hoe gaan dit ons help? Daniella, voorskool is so 'n kritiese fase, en ek dink jy kan daarvan getuig. Kinders groei ongelooflik. Vandag is hulle een weergawe van hulle self, en môre het hulle net weer ontwikkel. Ja. En dit is hoekom ons baie klem lê op die ontwikkeling van ons voorskoolafdeling. Ons glo, jy weet, bygie boompie terwyl hy jonk is. En daar het ons baie hulpbronne van leesmateriaal, voorleesmateriaal, tot luisterstories. Daar is weeklikse planne van aktiwiteite wat jy kan doen met jou kind. Want baie, daar's dalk ouers wie se kinders nie in kleuterskole of in voorskool, jy weet, plekke is nie. So dit gee hulle ook net die geleentheid om materiaal af te laai. So, jy weet, die Engelse slagspreuk sê, it takes a village to raise a child. En hierdie afdeling is regtig daar om die village te bemagtig met tasbare hulpbronne. En ons selfs aktiwiteite, daar's goed wat jy kan aflaai gratis, wat jou kind kan voltooi, prentjies, jy weet, daar's regtig verskillende, baie verskeidenheid aktiwiteite. En dan het ons ook met organisasies soos die Afrikaanse Onderwysnetwerk hande geneem, wat Wilna van Rooyen is 'n vroeë kinderontwikkelingsspesialis. So sy is, sy het so baie kennis. Ek so bly jy noem haar, want ek gaan ook nooi as 'n gas op hierdie podsending. So sy het ongelooflike kennis, en ons het met hulle ook hande geneem om te vra, goed, watter materiaal ontwikkel hulle reeds, waar ons net kan help met die reikwyte, dat daar die inligting by ander mense uitkom. En hulle het elke week, of elke maand, feite en wenke wat uitgaan. En dit is ook, dis praktiese
kort en kragtige aktiwiteite wat 'n ouer of 'n onderwyser bemagtig om net en dit spreek baie spesifieke temas aan op spesifieke tye. So daardie tipe inhoud stel ons ook beskikbaar. So ons wil regtig mense aanmoedig, jy weet, gaan kyk daarna, kyk wat en as daar enige behoeftes is van iets wat daar nie is nie, praat met ons, sê vir ons, "Sjoe, ons sal graag meer inhoud oor hierdie onderwerp wil hê." Dan ja, sal ons definitief moeite doen as die behoefte, as ons agterkom ons 'n groot behoefte om iets verder uit te bou. Wat is julle standpunt oor die belangrikheid van moedertaalonderrig en natuurlik 'n wisselwerking ook met ons is nie in isolasie nie, ons bly in 'n meertalige land. So hoe dink julle moet ouers hierdie kwessie hanteer? Daniella, moedertaalonderrig bly so 'n belangrike onderwerp om oor te praat en ons voel net so sterk daaroor dat, en ek dink al die Afrikaanse organisasies is daar, maar ons moet ouers bemagtig om hieroor te dink. Moedertaalonderrig is nie 'n besluit wat jy neem wanneer jou kind moet skool toe gaan nie. En 'n kind begin al moedertaal hoor wanneer hy in jou baarmoeder is. So net soos wat 'n mens met jou eggenoot 'n gesprek het oor finansiële beplanning of watter tipe ouer jy wil wees, net so moet jy die gesprek hê oor taal. Gouer as later. En wanneer mens dan daardie besluit neem, en ek weet die navorsing bewys dit keer op keer, moedertaalonderrig bly die beste besluit vir jou kind. Hulle ontwikkel kognitief baie dieper as wat jy hulle probeer bombardeer met, jy weet, of verskillende tale van die begin af, of van wat jy probeer om 'n taal vir hulle te leer wat nie hulle moedertaal is nie. En jy as ouer of as egpaar praat in julle moedertaal met mekaar, en ons kan, sal seker nou 'n bietjie gesels oor wat as die een ouer se moedertaal een ding is en die ander 'n ander. Maar die voordele wat dit inhou is absoluut legio en mens sien dit in die prestasie van hierdie kinders, en dit skep die fondasie vir veeltaligheid. As jy jou moedertaal bas geraak het, is dit soveel makliker om 'n tweede of 'n derde taal aan te leer. So ja, ons kan dit nie genoeg beklemtoon nie en ons probeer baie artikels en inhoud ook daaroor skryf, net om ouers verder in te lig en te bemagtig met die feite. Ek sou bly jy noem dit, want ek wou juist vra, soveel mense sal sê, maar wat as my kind eendag oor see wil gaan werk en nou, maar dit wys tog ook dat as jou basis gevorm is in goeie Afrikaans, dan gaan jy nie 'n probleem hê om in Engels te werk nie. So soveel van ons daarom ook in 'n meertalige Suid-Afrika werk. Jy het nou genoem, so ek wil dit juist ook vra. Daar is hierdie situasies waar pappa is dalk Engels, ma is Afrikaans of andersom, of ek hoor baie keer van 'n egpaar wat dalk oor see bly, hulle wil nog steeds Afrikaans in hulle huis hou en die kinders laat Afrikaans leer, maar nou bly hulle in Ierland of in Kanada. Kom ons begin met ouers wat verskillende moedertale praat. Hoe kan mens so 'n situasie hanteer? Daniella, die belangrikste is dat almal by hulle moedertaal bly. So ek dink mens moet jouself afvra, dit gaan nie oor is dit Engels of is dit Afrikaans nie. Kom ons sê nou argumentsonthulwe, dit is die geval. Dis eintlik wat gaan my kind in staat stel om meertalig te wees. So as jy jou kind net in Engels gaan grootmaak, omdat dit die universele taal is of want almal praat dit, goed, jy gaan jou kind eintlik eendimensioneel grootmaak. So in so 'n geval sou ek sê, as sê nou maar mamma is Afrikaans, pappa is Engels, maak jy kind eerder Afrikaans groot, want jou kind gaan in elk geval blootstelling aan Engels kry. Ons moet ook onthou, Engels as 'n vaktaal is nie dieselfde as Engels as 'n spreektaal nie. En jou kind gaan blootstelling kry aan Engels. Ek meen, die wêreld is tot 'n groot mate Engels. So daaroor hoef mens nie eintlik te kommer nie. Dit sal jy baas raak, maar om Afrikaans te leer as Engels jou moedertaal was, dit raak waarskynlik bietjie moeiliker as mense daardie rigting omdoen. So ek sou sê, doen eerste wat meertaligheid kan ontwikkel. En dan is dit so belangrik, en mense hoor soveel gevalle waar ouers eenvoudig nie weet hoe om hierdie situasie te hanteer nie. Maar as die pa Engels is en die ma is Afrikaans, moet die pa nie nou met die ma begin Afrikaans praat of die ma met die pa Engels praat nie. Hulle moet albei hulle moedertale praat en hulle moet daardie moedertaal met die kind praat. Ja, in die begin, 'n kind gaan dalk bietjie die taal meng en so, maar 'n kind se brein is ongelooflik. Dit ontwikkel by die dag. So hulle kan dit hanteer. Maar op die eind van die dag kan jy dan jou kind na 'n skool toe stuur in die taal waarin hulle die sterkste is, weer eens soos ek sê, wat veeltaligheid aanmoedig. So jy kan dan jou kind in 'n Afrikaanse skool sit met vrymoedigheid en weet dat hy of sy sal floreer. Maar jy moet regtig jy weet, jy moet woord by daad sit. As jy sê moedertaal, dan beteken dit beide ouers moet ook hulle moedertaal met mekaar praat.
En dit breek my hart as jy hoor van gevalle waar die pa en die ma is Afrikaans en dan sê hulle goed, ons gaan nou ons kind Engels groot maak. As ek 'n voorbeeld kan noem, nou die dag 'n storie gehoor van iemand wat die pa is Engels, die ma is Afrikaans en hulle het 2 seentjies en hulle het toe besluit om die kinders Engels groot te maak van die begin af. En toe daardie kinders met skool toe gaan, toe word hulle gekonfronteer met die realiteit dat daar nie goeie Engelse skole is nie. En toe sit hulle met repenarie van, nou moet hulle kinders in 'n privaat skool sit, wat baie 'n groot finansiële implikasie het, want hulle het nie 'n ander opsie nie. So nou raak dit 'n finansiële las, omdat jy nie aan iets soos taal noodwendig gedink het nie, en as daardie kinders dalk in Afrikaans grootgemaak is, dink ek sou die toeganklikheid tot goeie skole vir daardie kinders 'n baie groter moontlikheid gewees het. So, mens dink nie altyd prakties aan die implikasie van hierdie keuse nie, maar dit is eintlik baie groter as wat ons besef. Ek sien dit ook so duidelik prakties, want ons woon hier in Johannesburg en wonderlike Afrikaanse openbare skole, waartoe ons toegang het, waarvoor ek so dankbaar is, dat ek nie 'n privaat skool hoef te oorweeg vir my kind nie, die beste kwaliteit wat ons kan kry, en ook wat jy sê, ek maak haar Afrikaans groot, sy is in 'n Afrikaanse kleuterskool gewees, nou in graad R in 'n Afrikaanse laerskool, en tog kan sy Engels praat. Die woordjies is soms nog 'n bietjie vreemd en krom, maar ek kan sien, sy gaan nie 'n probleem hê met Engels nie. Sy het dit klaar opgetel in video's wat sy soms kyk, dalk met maatjies. Ons hy sal by die huis praat met haar Engels. So haar Engels is op dreef, al praat ons met haar Afrikaans. So dit is so die waarheid wat jy daar sê. Clara, julle het nou 10 jaar agter julle. Kom ons kyk vorentoe na die dekade wat voorlê. Wat is julle droom en visie vir Afrikaans.com? Tjoe, Daniela, as mens vorentoe kyk, kan mens nie anders as om partykeer ook terug te kyk nie. En ek dink as mens dink aan die fondasie wat gevestig is tot op hede, is dit regtig ons droom dat mense al hoe meer die taal begin omarm en verstaan hoe taal en identiteit so integraal deel is van mekaar. En dis regtig ons harte dat Afrikaans.com sal aanhou om 'n platform te wees en 'n plek te wees waar nie net 104,000 mense 'n maand kom kuier nie, maar regtig alle mense wat lief is vir Afrikaans, of jy nou eerste of 'n tweede taalspreker is, maar dat dit 'n bymekaar kom plek sal wees en 'n digitale gemeenskap sal skep en vestig en uitbou, waar ons regtig met oorgawe trots kan wees op ons taal en op ons identiteit, en dat ons dit ook sal oorgee aan volgende geslagte, verstaan, want as jy nie op die eind van die dag eienaarskap neem oor jou taal nie, wie gaan? En as jy jou taal gaan prys gee, en nie gaan oordra aan jou kinders en hulle aan hulle kinders nie, dan is dit ongelukkige 'n realiteit waarmee mense gekonfronteer gaan word. So, ek dink dis regtig ons harte en ons drome, en ons sal, dit sal vir ons 'n voorreg wees om die voertuig te wees, of die meganisme en die plek te wees, waar dit gebeur, en waar ons dit omarm, en waar ons enige iemand se vorm van Afrikaans, geen hoe jy dit praat nie, jy weet, mense hoor so gereeld mense sê, ek praat nie mooi Afrikaans nie, daar is nie so iets soos mooi Afrikaans nie, daar is Afrikaans, en hoe ook al jy dit praat, en hoe ook al jy uitdrukking gee aan jou taal, net soos wat jy uitdrukking gee aan jou identiteit, dit is wat ons wil omarm, dis wat ons wil uitlig, en dis wat op die eind van die dag maak dat dit joune is, dit behoort aan jou, so dis ons harte. 'n wonderlike opsomming, soos ons nou sal sê in Afrikaans, so back moet jy kry. Ek kan nie eintlik iets byvoeg nie, as daar nog iets wat jy graag wou sê of verder oor praat. Weet jy, Daniela, daar's net iets waaraan ek gedink het, en dit is vir my opvallend, nee, as mens nou 'n bietjie dink aan ander kontekste, reg, so ons was in die laaste 3-4 jaar as ek en my man in Griekeland gewees, en ons was bietjie in Duitsland, en mens kyk dikwels programme en goed op TV, en ek verstaan in Suid-Afrika, ons sit in 'n meertalige konteks, ons het 11 amptelike tale, so dit is nie so eenvoudig en ons is 'n derde wêreldland, so ek besef daardie realiteit. Daar's uitdagings. Maar in die lande wat ek nou noem is noodwendig, dis eerste wêreldlande, maar hulle is nog baie sterk ingestel op moedertaal. Hulle praat eerste moedertaal en sekondêr, jy weet, 'n universele taal soos Engels. In party gevalle verstaan hulle nie eers Engels nie. Maar as jy ook in sekere industrieë gaan kyk, dis vir my veral opvallend in so sokker en tennis by die groot toernooie. Wanneer hulle met Lionel Messi 'n onderhoud voer, of met jy weet, met Zlatan, of jy weet, een van daai ouens, ek het nou die dag 'n dokumentêr van Nadal ook gekyk. Hulle praat in hulle moedertaal.
soos ek moet my bril opsit om die byskrifte te lees, want jy kan nie die program kyk in Engels nie. En die manier waarop hulle uitdrukking gee aan dit wat hulle probeer oordra, dit is net anders. Jy kan net sien, dit is vir hulle emosie, daar's soveel goed wat baie sterker oorkom, as wat hulle dit in Engels sou doen. Uit die hart uit. En ja, en ek dink ons kan eintlik bietjie daarso 'n les leer. Verstaan soos hoekom staan ons terug en dit geld vir alle moedertale, ook in Suid-Afrika. Hoekom is ons geneig om eers dit te sê, goed, kom ons praat eers sekondêre taal en ek dink in die meeste gevalle is dit Engels, voordat ons probeer om net eers in ons moedertaal self uit te druk en natuurlik is mense akkommoderend as iemand nie dit verstaan nie of as daar nie vertalingsdienste is nie. Maar daar's vir my nogal iets aan die trots en die eienaarskap daarvan wat my eintlik inspireer en wat my laat wonder, sjoe, miskien moet ons bietjie notas neem daar en dieselfde probeer voortsit. Ek stem 100% met jou saam. Baie dankie. Dankie dat jy ons kon vertel het van julle organisasie en julle wortels, waar julle vandaan kom, waar julle op pad is en dankie wat julle doen vir Afrikaanse onderwys en dat ouers soos ek en ander en onderwysers toegang het tot, soos jy sê, gratis kwaliteit inligting op julle webwerf wat ons dit kan gaan aflaai en al die moeite en liefde wat julle inploeg vir ons moedertaal. Baie dankie. Dankie Daniella. Dit was dan nog 'n episode van FETSAS se Die Skoolkompas. Dankie dat jy saam gekyk en geluister het. Maak seker jy teken in op Die Skoolkompas sodat jy nie enige episodes misloop nie. Tot volgende keer.